Ek wil graag iets met julle deel volgend. So, die Here is besig met 'n wonderlike reis met my. En in die week, soos wat mense dit maar het, kyk, sosiale media kan baie dinge doen en dit kan ook baie keer ons aandag aftrek, maar die Here kan enige ding gebruik om met jou te praat. En deur sy woord, maar ook deur die sosiale media goeders wat ek kry, kom ek op hierdie storie af en ek wil dit graag met jou deel. Ek dink dit is so van toepassing op dit wat ons huidiglik beleef in die wêreld. So 1856, hele klomp jaar terug, was daar 'n Franse kulkunsnaar gewees, Charles Blondin, wat aan die Kanadese kant van die Niagara Falls het hy geloop en hy was die eerste ou gewees wat op 'n tou kon geloop het van die een kant na die ander kant toe. En daar was duisende mense gewees. Duisende mense wat daar gestaan het en het nou gekyk na hierdie ou en elke keer as hy oorgaan, hy stap oor 'n 2 duim dikte tou, dan cheer hulle vir hom en hy stap oor en hy draai om en hy doen dit geblinddoek. En die volgende oomblik kry hy 'n kruiwa. En hy vra vir hulle, dink julle ek sal met hierdie kruiwa hier kan oorgaan? En hulle gaan, ja, jy kan dit doen. Hy kyk hulle so, hy sê vir hulle, okay, goed, wie klim in? Doodse stilte. Tjoepstil. Jy sien, dis die verskil tussen geloof en vertroue. Geloof is, ja, ek glo, jy kan dit doen. Vertroue is, ek sal inklim. Geloof kry jou in die boot, vertroue laat jou loop op die water na Jesus toe. En daar was ek geherinner gewees hierdie week, kliphard. Ja, Here, ek glo nie. So baie keer wat Marius sê, daar is 'n verskil tussen glo aan en glo in. Glo aan is geloof. Vertroue is geloof. Is glo in. Ek weet nie waar jy is nie. Kyk, ouens, die wêreld brand. Ek dink dit is baie maklik om te kyk vir golwe, nê. Dit is baie maklik om te kyk na hoe verkeerd dinge kan gaan. Maar ons vergeet die skepper van die heelal is nie ver van jou af nie, hy is in jou. Hy is by jou. As jou vertroue in God is, dit is nie te geloof ding van, ja, Here, U is ver nie. Daai liedjie wat ons baie keer gesing het, voel dit soms of die Here te ver is. Daai is nie God se fout nie, dis ons inne. God skuif nie, ons skuif. Ons beweeg weg. My gebed vir almal van ons, ek insluitende eerste, ek kan nie sê ek het die t-shirt nie, ek kan hom nog nie eens betaal nie. Om ons geloof en ons vertroue in God te plaas, in alles. Ons dink aan Jacques en sy familie. Ons dink aan al die mense wat swaar kry op hierdie stadium. Ons dink aan al die omstandighede wat rondom ons aangaan. Maar ons moet verstaan dat die Here hy is sovereign bo al hierdie dinge. Niks is vir hom onmoontlik nie. So daar waar jy is, kom ons verplaas ons vertroue in God. Amen. Kom ons maak ons harte stil. Vader, ons kom vanoggend na U toe, omdat ons vir U bitter nodig het. Here, ja, daar is nie 'n mens wat die autoriteit het om eintlik vir ander mense te sê wat U sê nie, sonder dat ons U sanksie het nie. En Here, dit sit 'n verskriklike groot verantwoordelikheid op ons, wat deur U geroep is om voorgangers te wees van gemeentes. En ons sê vir U dankie, dat U ook vanoggend met elkeen van ons ook deur die gepredikte woord kan praat. Maar ek glo dat elke persoon wat hier ingekom het vanoggend al reeds 'n tikkie van U hart ervaar het. Dit is waarvoor ons lewe, is om U hart
vir ander mense te wys, deur liefde, deur omgee, deur 'n drukkie, deur aanvaarding, deur 'n oor om te luister, deur allerlei dinge, Here, en nie net van die leierskap se kant af nie, maar ook ons as lidmate wat sê ons is lede van AWA Familiekerk, wil ons graag u liefde aan mense uitleef. Nie net by die kerk nie, maar 24/7, 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, om soos vanoggend se boodskap vir ons sê, in posisies geplaas te word deur u vooraf bepaal, sodat ons 'n invloed kan hê op ander mense. Dankie vir voorbeelde uit die Bybel uit, dankie vir die dames wat ons by kon stil gestaan het die afgelope ruk, hierdie vrouens wat merkwaardige voetspore in ons lewens gelos het, en by wie ons kan leer. En ek wil kom bid, Here, dat u elkeen van ons waardig sal maak om ook so, die reeks is eintlik te kort, daar soveel ander merkwaardige vrouens by wie ons kon stil gestaan het, maar ons glo dat u ons gelei het, net om by hierdie vuurtjie stil te staan vir nou. Ons bid dat u vir ons sal seën, dat u vir my ook die woord sal gee, om te preek, die regte woorde te sê, en ook u hart oor te dra. Here, dat my ore sal oop wees, en my gemoed sal oop wees, dat u Gees in my kan en deur my kan werk in Jesus se naam. Amen. Die vraag wat ek jou wil vanoggend vra is, vir wie of vir wat sal jy jou lewe waag? Ek weet nie van jou nie, maar party mense, ek het al gehoor mense sê, ek sal doodgaan vir my kinders, né? Of ek sal regtig terwille van my gesin sal ek sterf, of terwille van my familie, as jy my familie raak jy my, en allerlei dinge, ek sal doodgaan vir my kinders, vir my gesin, vir my vrou, vir my man, vir my wie ook al. Ons het in die ou volkslied gesing, en ek weet nie of ek dit mag aanhaal nie, maar ons het altyd gesing, is dit nou polities korrek om nog te sê, die ou volkslied wat gesê het, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Nou vraag ek myself, sal ek nog? Nee, rarig. Is ek rarig nog bereid om dood te gaan vir hierdie land? Jy kan daarmee maak net wat jy wil. Weet nie of dit veilig is op YouTube eers nie. Maar dinge het verander. En partykeer voel ek sal sterf vir iets of iemand, en dan kan daar goed gebeur, en dan sal ek, ek weet nie so lekker nie. Ek het hierdie storie gehoor van, ouens het so gesit by 'n kerk soos hierdie, en toe kom ouens met revolvers, machine guns, by hulle klawers op hulle koppe, en hulle point die ouens, en hulle sê vir hulle, okay, die van julle wat bereid is om vir Jesus te sterwe, staan daai kant, die van julle wat wil uit, julle het nou 'n gap om te gaan. Die van julle wat bereid is om nou te sterf vir Jesus, staan daar in die hoek. Dat so 'n handvol mense het opgestaan en daar in die hoek gaan staan, die res het gehol. Karre geklim, maar gat hulle. En toe, hulle klaar, toe haal die ouens die by hulle klawers van hulle kop af, hulle sê, pastoor, nou kan jy preek, nou is die ware Christene hierso. Waarvoor sal jy sterf? Waarvoor is jy bereid om te sterf? Esther was bereid gewees om te sterf vir haar land, te sterf vir haar volk. Sy het 'n voetspoor gelos wat ons tot vandag toe kan vier. Dis nou nie een van die 7 feeste van die Jode tot vandag toe nie, maar dit is nog steeds 'n fees wat hulle tot vandag toe vier. Maar die Purimfees, en ek gaan nou gou so ietsie daaroor sê, kom juis uit hierdie verhaal uit, en dit is die meeste wat ons weet van die fees van Purim, kom juis uit hierdie gedeelte uit, van koningin Esther en wat sy gedoen het. Nou, ek dink nie Esther se sukses was as gevolg van die paleis nie. En ek dink dis iets wat ons vir mekaar moet sê. Esther se sukses kom eintlik uit haar karakter uit. Haar karakter en dit wat sy is en die potensiaal wat God in haar gesien het haar geplaas in 'n posisie dat God haar kon gebruik. Ek wil hê dit moet net gou insink in jou kop. En dis iets waarmee ek die hele week gestruggle het, wat ek die hele week mee geworstel het, wat ek die hele week gedink het. As ek dink aan die vrouens wat ons behandel het, 'n Rahab en 'n Rut en 'n Jochebed,
En Miriam en Jochebed se kombinasie met betrekking tot die geloof om vir Moses op die Nylrivier te sit en so aan. Hierdie vrouens het elkeen 'n geweldige invloed en 'n voetspoor gelos in ons harte en daar's 'n impak en nie een van hulle was merkwaardige vrouens wat jy na kan stap en kan dink, wow, sy hoort op 'n pedestal nie. Men kyk na Rahab se agtergrond. Maar God kyk verby haar agtergrond na haar potensiaal. En elkeen van hierdie stories wat ons behandel het, elkeen van hierdie verhale wat ons behandel het, al 4 van hulle, van hierdie 4 vrouens in die afgelope reeks, kom dit op een ding neer en dit is God werk agter die skerms sonder dat ons weet. In Rahab se lewe, in Rut se lewe, die Moabitiese vrou wat eintlik 'n heiden is, wat hy in sy bloedlyn ingetrek het, Rahab, die vrou wat 'n bynaam gehad het tot in die Nuwe Testament. Maar sy word ook getrek in die bloedlyn. Sy was Boas se ma en Boas trou met Rut die Moabitiese en hulle albei is in die geslaglyn van Dawid en van Jesus. Dis net amazing dat as jy hierdie goedes by mekaar begin sit, hoe die Here mense gebruik, partykeer heidene in sy bloedlyn, of hy gebruik mense wat nie so merkwaardig is nie, of in hierdie geval is dit amper die teenoorgestelde, hy vat 'n Joodse girl en hy sit daar uit sy volk, hy sit daar tussen 'n klomp heidene en sy moet 'n verskil maak. En sy maak 'n merkwaardige verskil. Nou ek gaan nie met jou praat, ek gaan nie vandag met jou preek oor die gewone wat jy al gehoor het oor koningin Ester en al daai tipe dinge nie. Ek dink jy kan 'n lekker Bybelstudie daaroor gaan doen as jy die boekie sou vat en hom gaan volg en jy kan. Ek wil jou vra, as jy nog nooit die boek Ester gelees het nie, doen jouself 'n guns. Dis net 10 hoofstukke en hoofstuk 10 is net so lank. Dis eintlik 9 hoofstukke in 'n slot. Gaan lees bietjie hierdie verhaal. As jy hou van mooi verhale, hier's 'n mooi verhaal. En dit het suspense in, dit het action in, dit het betrayal in, dit het liefde in, dit het alles in. Dit is 'n mooi storie. Hoekom was Ester bereid om te sterf? Want daar was iets baie waardevol op die spel gewees. En dit was nie haar lewe nie. Dit was die lewe van haar volk. Nou kom ek wil gou net jou vat en ek gaan eers in hoofstuk 5 vir jou 'n stukkie lees, net 3 verse. Ek wil hê jy moet die hele boek gaan lees, asseblief. Maar ek gaan net vir jou 'n stukkie lees. En op die 3de dag het Ester haar koninklik aangetrek. Dis nou toe sy voor Ahasveros gaan verskyn het, né? Op die 3de dag het Ester haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binneste voorhof van die paleis van die koning teenoor die saal van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit en die koninklike saal teenoor die ingang van die saal. En net toe die koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oë gevind en die koning het die goue scepter wat in sy hand was na Ester uitgesteek. Dit was aanvaarding, dit was 'n teken van aanvaarding. Jy kan my approach sonder 'n afspraak. En Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak en toe sê die koning vir haar, "Wat wil jy hê, koningin Ester? Of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal vir jou gegee word." Hier is die genade van die Here op Ester, né? Maar daai approach, daai tree wat sy moes gegee het om daai deur oop te maak, ons gaan nou daarby kom, en daai eerste tree te gee, was 'n tree, soos jy weer gesê het, van geloof en vertroue dat God haar wil en gaan gebruik. Nou kom ons rewind gou die storie. Voor sy hierdie koning gaan approach het daar baie goed gebeur en jy moet die hele boek gaan lees. Ek kan dit nie genoeg sê nie, jy moet dit lees, jy moet dit lees, jy moet dit lees. Ek wil jou so nuuskierig maak, jy moet net sê, ek kan nie wag om by die huis te kom nie, ek gaan in die bed klim en koffie in my hand sit en Ester lees. Okay, doen dit. Okay, kom ons gaan gou, ons rewind gou 1 hoofstuk terug, Ester 4. En ek lees van vers 13 tot vers 16, net om nog die nuuskierigheid so 'n bietjie te koppel. Is daar iemand wat nou al 'n bietjie nuuskierig is? So 1. Okay, ten minste 2. Okay, great. Okay, ek werk aan die res van julle. Die gereformeerde sit so, ek steek my hand op in die kerk nie. Ek sê Pinkster nie, maar in 'n geval.
Het ek het hard gesê? Jy mag jou hande opsteek. Dis wel altyd die beste, as ek jou sê, hef op julle hande na die heiligdom. Why? Maar anyway. Ester 4, Marius, fokus. Daarop sê Mordegai, dat hulle Ester moes antwoord, verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, dat hier sit Ester, net vir jou agtergrond te gee, hier sit Ester in contemplate, moet sy die koning approach, moet sy nie? Okay, hier sê, dit is 'n morele ding vir haar, moet sy die koning gaan approach en vir hom sê, luister, hierso is iets besig aan jou koninkryk om te gebeur en dis glad nie kosher nie, dis glad nie goed nie, alles werk nie lekker hier uit nie, en hierso is 'n komplot teen jou lewe en hier's 'n komplot teen my en teen my volk en wat ook al en die maklike uitweg sou wees om stil te bly. En Mordegai, haar oom wat haar groot gemaak het, want sy was 'n weeskind, so by the way, sê vir haar, ons gaan nou daarby kom, hy sê vir haar, jy kan alleenig oorbly. Jy kan bly lewe, jy's in die paleis. Niks gaan met jou gebeur nie. Maar hy sê vir vers 14, as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie net met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Hoor gou hierdie woorde. Hoe weet jy dat jy nie vir hierdie rede 'n koningin is nie? Hierdie ding slaat te ou diep. So jy sit in omstandighede, skus, ek onderbreek skriflesing, om net dit vir jou deur te trek. Partykeer dink ek mense snap dit as ek dit net lees, en partykeer kom ek agter ek moes maar iets gesê het, om net die punte deur te trek. Maar jy sit vandag in omstandighede, daar het met iets met jou gebeur, dit kan wees in jou familie, dit kan wees siekte, dit kan wees finansiëel, dit kan wees werksgebonde, dit kan wees wat ook al, dink gou liggaam, siel, gees, maak nie saak nie waar jy swaar trek, en hier kom die vraag na jou toe, en die vraag sê, hoe weet jy dat jy nie vir hierdie rede in hierdie omstandighede sit nie? Hoe weet jy dat jy nie vir hierdie rede in 'n spesifieke posisie geplaas is, sodat jy 'n verskil kan maak in God se koninkryk nie? Jy kan by die werk wees, en jy kan by jouself, hierdie mense wat saam met my werk is bad. En jy voel of jy alleenig jou lig moet skyn tussen 'n klomp mense wat glad niks met God te doen wil hê nie. Maar hoe weet jy's nie vir 'n rede daar geplaas, dat jy juis 'n verskil kan maak nie? Maak dit sin wat ek probeer sê? En dis wat Mordegai vir Ester sê. Hy sê vir haar, jy's dalk in hierdie omstandighede, God het jou juis daar geplaas vir dit. Okay, vers 15. Toe sê Ester dat hulle Mordegai moes antwoord. Dis nou mense wat tussen haar en Mordegai gepraat het, né? Want Mordegai kan nou nie direk geapproach het nie. Hy sê, gaan heen, hoor, haar plan is, gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil, en julle moenie eet of drink nie, 3 dae lank, nag en dag, en ook met my dienaresse sal ons net so vas, so sy en die mense in haar, wat haar dien in die paleis, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, hoor jy so, en as ek omkom, dan kom ek om. So sy het die verantwoordelikheid gevat, maak hoofstuk 5 nou vir jou sin, dat hy sê, en op die 3de dag het sy haar koninklik aangetrek. So daar was 'n 3 dae vas gewees, daar was 'n vas en 'n gebed geleentheid gewees, wat hulle verootmoedig het voor die Here, en na die 3 dae het sy uiteindelik die koning gaan approach, en sy het vir hom gesê. So die Purimfees kom uit hierdie ding uit, en wat interessant is, as jy gaan kyk na die woord Purim, die woord Purim in sy totaliteit, sy grondwoord beteken lot, om te lood. En eintlik wat 'n mens leer is, en tot vandag toe vier die Jode die Purimfees deur lekkernye vir mekaar te gee, daai koekies wat so in driehoeke wat daar op die boonste wat representation is van die goddelike drie eenheid en so aan, om vir mekaar te gee, om vir mekaar lekkernye te gee,
en wat ook al, en hulle vier die Purimfees om mekaar te herinner dat niks, hoor gou hierso, die rede vir die Purimfees is niks is aan lot oorgelaat nie. God is in beheer. Dis die kruks van die Purimfees. Want Purim beteken alles was dit was toeval dat Rahab daar was om die tou uit te sit. Dit was toeval dat sy die verspieders weggesteek het. Nee, dit was God planned. Dit was toeval gewees dat, as ek net so vinnig deur ons preke kan gaan, dit was toeval gewees dat Rut uiteindelik geëindig het in, of dat Naomi en Maglon en Gilion in Moab geëindig het, en dat hulle hierdie kant toe getrek het. Dis toeval dat Rut gekies het om haar skoonma se God te dien. Jy kan self na die preke gaan kyk, wat die toepassings daarvan is. Nee, dit was nie, it was God given, dit was deur God beplan, dit was deur God bepaal, dat Rahab daar moet wees, dat Rut daar moet wees, dat verlede week dat Jochebed en Miriam op die regte plek, op die regte tyd moet wees, om vir Moses op die Nyl, waarin hoeveel kinders dood gegaan het, te sit onder God se beskerming, onthou dit wat ons verlede week oor gepraat het, sodat Moses uiteindelik hulle weer kon red van 'n sekere dood en slawerny, wat weer wys op Jesus, en so kan ons aangaan, en nie een van hierdie verhale, die rooi tou, of wat ook al, kan ons losmaak van die evangelie nie. God is absoluut in beheer, niks is toeval of lot nie. God werk agter die skerms, want God het 'n volmaakte plan. En jy sit dalk vandag in een of ander omstandighede, en jy voel vir jouself, myself, ek weet nie of ek hierdie kan handle nie, ek weet nie of ek gebou is om hierdie ding te doen nie. God werk, hy sit ons in posisies, omdat hy 'n spesifieke plan met ons het. Ek wil hê jy moet kyk na Ester 4 vers 14, hy sê, as jy nou swyg, Mordegai sê vir, as jy nou gaan stil bly, Ester, en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Ek weet, wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. So wanneer ek myself vergelyk, Here, waar is ek nou in my geestelike lewe? Dan is dit 'n kwessie van ek moet sê, Here, is ek nie dalk spesifiek in hierdie posisie geplaas, waar ek nou is, in hierdie omstandighede, met wat ek nou beleef en hoe ek nou beleef, sodat ek juis 'n verskil kan maak in die koninkryk. Ek het vir jou die Engels opgesit vir die Engelssprekende mense, en so, en hy sê vir my baie mooi daar, so dis die NIV wat sê, you have come to a royal position for such a time as this. God sit ons in posisies, juis omdat hy 'n plan het. So wat is jou beginpunt werd? As ek dink aan Ester se beginpunt, en ek dink dis iets waar ek en jy moet wegkom, is ons is geneig om die hele tyd onsself aan ons beginpunt te meet. Ek het nogal soveel foute gemaak, en ek verdien nie God se genade nie, of ek verdien nie God se vergifnis nie, want ek bly foute maak, en ek maak foute, en ek is nie heilig nie, genoeg nie, of ek is nie goed genoeg nie. En weet jy wat, die sielevyand gaan vir jou bly sê die hele tyd, jy is nie goed genoeg nie, en jy sal ook nooit goed genoeg wees nie. Ek wil net vir jou sê, niemand van ons is goed genoeg nie. Amen? Hoor dit. In jouself is jy nie goed genoeg nie. Die duiwel praat reg. In jouself as mens is jy nie goed genoeg nie. Jy sal nooit goed genoeg wees nie, want niemand van ons kan die ewige lewe verdien nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want ons word uit genade gered deur die geloof, nie deur werke nie. Hy sê dit daar. Ek kan nie mens my way oop werk vir die ewige lewe nie. Maar wat is dit? Genade. So as ek my beginpunt bepaal, is dit nie wie is ek nie. Onthou Ester, wie was sy? Sy is 'n weeskind. Sy het haar ouers verloor, sy is deur haar oom grootgemaak. Sy moes eintlik vir alle praktiese doeleindes moes sy nooit in 'n paleis geëindig het nie. Maar God sit daar want hy het 'n plan. En ons meet baie keer ons hele lewe aan my beginpunt, aan my verlede, aan wat ek al in die verlede aangevang het, in plaas van dat ek my lewe nie aan my beginpunt meet nie, maar aan my eindpunt.
Ek moet my lewe, nie dit wat ek gedoen het nie, maar wat hy namens my gedoen het. Toe Christus Jesus aan die kruis van Golgotha gesterf het, het hy jou spesifiek in gedagte gehad. Kan jy dit dink? Kan jy imagine dat hy dit vir jou gedoen het? Hy het geweet van daai ou Marius. Hy het geweet hoe 'n maroon gaan hy wees. Maar hy het nog steeds vir hom gesterf. En dit poch my brein. Ons almal hou van 'n underdog movie, is dit nie? Wie van julle like nie 'n underdog movie nie? Okay, niemand steek hulle hande op nie. Wie like 'n underdog movie? Okay, hier is om 7. Right. Okay. 'n Underdog movie is mos daai wat hierdie ou het geen kans om te wen nie en uiteindelik dan, ek weet nie of Rocky ooit 'n underdog was nie. Ek weet Chuck Norris was nooit 'n underdog nie, maar mag hy lekker is. Ek hoop hy het sy lewe vir die Here gegee. Maar al wat ek vir jou wil sê is, ons almal het al movies gekyk van hierdie ou word nou foos geslaan. Kyk, die bloed loop oral en hy is toegeswel. Hy kan niks meer sien nie. Hy kyk soos skreefies oogies. Hy hang oor die toue. Jy dink okay, dis nou. Hy moet nou nog net die opponent moet net kom en tik, dan gaan hy nou omval. En dan staan hy daar op, pappa. Kyk, en dan slaat hy die rook uit die ander uit. Hy slaat van wat hy sommer so deur die lug vlieg en dan is dit almal, yes, Rocky, jou lekker ding. Wat ons like 'n underdog movie. Ons like as iemand afgeskryf word en mense sê jy sal nêrens kom nie en dan maak jy dit uiteindelik. Ons like dit. Nou om 'n kind van die Here te wees is so 'n underdog movie. Dit gaan nie oor my begin nie. Dit gaan nie oor wie ek was nie. Dit gaan oor my potensiaal waarheen God my wil neem. En ons moet daai mindset hê, want dis Ester se storie leer dit vir my. Wat is haar beginpunt werd? Dis op die lange duur was dit niks werd dat sy, dit het nie punte getel dat sy 'n weeskind is nie. Dit het nie punte getel dat sy 'n Joodse girl is in 'n heidense wêreld nie. Dit het nie punte getel dat sy eintlik in ballingskap was nie. Dit het niks van haar goed het punte getel nie. As sy op haarself moes gemeet het van wie sy is, sal sy nêrens gekom het nie. Maar sy word gemeet op haar potensiaal. En so ook Rut en Ragab en Gideon en Dawid en so kan ons aangaan. As jy vir jouself sê ek is te klein om 'n verskil te maak, is jy verkeerd. As jy mens net gaan kyk na hierdie, net daai vers Ester 2:7 en sê Mordegai het as voog opgetree vir Hadassa. Dit is Ester, die dogter van sy oom, want sy was 'n weeskind, die meisie was mooi, sy was baie mooi, na die dood van haar pa en haar ma het Mordegai haar as dogter aangeneem. 'n Weeskind wat geen plek in die lewe gehad het nie, wat eintlik nêrens moes gekom het nie. Ek vat jou gou vat na 1 Korintiërs 1 vers. Kom ons drink die Nuwe Testament in. Hy sê, want let op julle roeping. Het gaan nie oor wie jy was nie, maar dit gaan oor wie jy kan word. Let op jou roeping. Broers, ja, julle is nie baie wys na die vlees nie, nie baie magtig is nie baie edel nie. Maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. So jy is in goeie geselskap. As jy vir jouself sê, ek is nou nie so wys nie, ek is nou nie so oulik nie, ek is nou nie so goed nie, ek is nou nie so, wat ek aan die God het jou juis geroep in jou swakheid om die sterkes te beskaam, of die mense wat dink hulle sterk te beskaam. God het jou juis geroep met jou omstandighede, wie en wat jy is soos 'n Ester, om juis 'n verskil te maak waar God jou geplaas het. So moet nooit God se plasing waar jy is in jou familie en jou gesin of waar ook al onderskat dat God jou wil en kan en sal gebruik nie. Hy sê en wat onedel is by die wêreld, wat veraglik is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak, sodat geen vlees oor hom sou roem nie. Dis wat God vir ons sê. Dis die potensiaal, as hy jou potensiaal in jou sien, gaan daar verskil in jou lewe wees. Soos jy dink jy kan nie 'n verskil maak nie, jy is te klein om 'n verskil te maak, spandeer een aand saam met 'n muskiet. Baie mense sê, ag ek kan nie, ek so klein, ek kan regtig nie 'n verskil maak nie. Julle een muskiet. Hy maak 'n verskil, né? Die hele nag lank. Naderhand, joh. Ek nou so ruk terug weer, nou Salome lê hier en slaap en nou weet ek as sy nou wakker word.
dan gaan sy nie weer kan slaap nie. Nou probeer ek considerate te wees, maar hierdie muskiet en ek het soet bloed. Hulle like my. Nee, hy sê vir my dat ek so indop, ne. En nader kan ek dit nie meer hou nie, en ek gaan haal die doom, en dan gaan soek ek tussen die doomblikke, en ek kry die ouderlis ene, want ek dog dan nou, as ek nou spuit, moet sy dit net nie ruik hê. Maar toe ek inkom weer daar op my tiptoes in die kamer in met die blik doom, nou soek ek hom in die donker, maar nou kry ek die blikskorrel nie. Nou sit ek die bedlampie aan. Nou, as ek die bedlampie aan sit, dan gaan daar ook 'n skietgebed op, Here asseblief laat hierdie vrou net slaap. Want as ek nog in die dogbox ook. En dan, nou sien ek hom, en uiteindelik, toe sit, yes, sit die lig af, klim in die bed, jy kan nie die laken oor jou trek nie, want dit is te warm. En toe ek so lê, toe hoor ek zzzz. Toe word die koningin wakker. Jy moet nie so baie doen, spuit nie, ek gaan verstik. Toe maar jy sê, muskiet nie, jy behoort alright te wees. Maar julle, 'n muskiet maak 'n verskil. En as jy vir jouself sê, ek kan nie 'n verskil maak nie, is jy verkeerd. Jy is strategies geplaas waar God jou wil hê. Dis nie geluk of toeval of ongeluk of wat ook al dat jy is waar jy is nie. Jy is geposisioneer deur God. As jy net daai mind change in jou kop het om te sê, ek is deur God geposisioneer waar ek is. Maak nie saak wat nie. Onthou wat het Ester 4 vers 14 gesê, jy is dalk hier omdat God jou spesifiek vir hierdie situasie hier wil hê. Dink aan ouens soos Daniel, hy was spesifiek daar vir 'n rede. Dink aan iemand soos Nehemia, wat die invloed gehad het om die stad se mure weer te bou. Dink aan Josef, wat spesifiek gepost was in, ek meen, dit was nie maklik nie, hy's deur 'n put, deur slawerny, deur 'n tronk, deur alles, uiteindelik om op 'n posisie te wees, sodat God hom kan gebruik. Niemand sê dit gaan maklik wees nie. Maar as ek net daai attitude kan hê van, Here, U het my hier geplaas vir 'n spesifieke rede, sodat U my spesifiek kan gebruik. So God sit vir Ester in daai paleis, volgens Ester 2:17, en die koning raak mal verlief op haar. Juis, dat sy daar, hy hoor gou wat hy sê, hy het guns en welwillendheid voor hom gevind, meer as al die jong meisies, en hy het die koninklike kroon op haar hoof gesit, en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. Nou Vasti is heeltemal 'n ander storie op sy eie, gaan nie nou oor Vasti praat nie. Vasti is eintlik vir Moedersdag, dat die vrouens kan leer wat hulle plek is, maar in elk geval, het ek het hard gesê, ekskuus, ek joke, nou, ek kan nie weer na hierdie kaart toe kom nie. 1 Korintiërs 12:18. But in fact, God has arranged the parts in the body, every one of them just as He wanted them to be. God het die liggaam so bymekaar gesit, nie net jou lyf nie, maar die liggaam van Christus, presies soos Hy dit wou gehad het. Dit bevestig in die Nuwe Testament wat ons uit die Ou Testament uit leer, dat God sit jou in posisies, Hy arrange sy liggaam, hy arrange die mense in die liggaam van Christus, spesifiek sodat hy jou kan gebruik in 'n spesifieke situasie, presies waar jy is en hoe jy is. Efesiërs 2 vers 10 sê, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. God het dit vooraf beplan, vooraf geplaas, dit wat ek moet doen in advance, sodat ek net in sy raadsplan kan inval. Dis amazing as jy hierdie goeders by mekaar begin sit. En uiteindelik kom Ester op 'n plek wat sy sê, it is what it is. Kom ek. Ek gaan nou vas. Ek gaan doen wat ek humanly kan doen. En dan gaan ek my man approach. Die koning. Sonder 'n afspraak. Dit is anderster daai tyd as nou gewees. Vernaam met die koning. En sy kom op 'n punt dat sy sê, hierdie was dit is.
As God my dan in hierdie posisie geplaas het, vir 'n spesifieke doel, sodat ek 'n spesifieke ding kan bereik, dan is dit wat dit is, en dan gaan ek gaan doen wat God vir my sê om te doen. En dit is geloof en vertroue. Ek het gebid, ek het gevas, ek het my gedeelte gedoen, God het my geposisioneer, so nou gaan ek doen wat ek moet doen. En sy trek haarself mooi aan, en sy approach hom. Dit was vooraf gegaan, ek sê dit net weer, ek gaan net nie weer te lang daaroor uitbrei nie, maar dit is vooraf gegaan deur gebed. Dit is vooraf gegaan deur beplanning, dit is deur 'n oorgawe, deur 'n ek wil amper sê, jy kan jouself nie posisioneer en jouself optel as dit nie gaan om jouself eers nederig te maak voor God nie. Sien julle die ooreenkoms? So ek kan nie, dit gaan nie oor Ester en haar posisie of wie en wat sy is nie. Hierdie gaan meer oor, as ek myself voor God verneder, sal hy my verhoog. Nuwe Testamenties. Hierso staan dit in die Ou Testament heel op 'n ander manier. Sy het gesê, ek wil hê julle moet vas en bid vir 3 dae. Bid vir my, dat ek veilig sal wees, en dat alles sal reg uitwerk, en wat ook al, maar ek moet myself eers verneder vir God, sodat hy my kan gebruik. En hier's 'n baie diep punt in. Is ons nog bereid om onsself te verneder voor God om bruikbaar te wees? Dis wat Ester gedoen het. It is what it is, maar dit was nie net it is what it is nie. Dit was it is what it was. As ek reg oorkom, as julle verstaan wat ek bedoel. Ek gaan eers dit doen wat ek moet doen, en gaan seker maak, ja, God het my in hierdie posisie geplaas, maar weet jy wat, ek gaan dit vergesel met 'n geestelike dissipline, om seker te maak dat ek binne God se wil is. En dan staan sy daar, julle, en ek dink haar rok het gebewe. Onthou net, sy kon vorentoe geloop het, en daai man kon net in 'n bad mood gewees het en gesê het, jy het nie afspraak nie. Maak saak wie hy is nie. As hy nie sy scepter uitgesteek het nie, het sy haar kop verloor. Sy is net daar weggevat en doodgemaak. No questions asked. En nou staan sy daar en sy sê, Here, ek vertrou U in my omstandighede. It is what it is. In Afrikaans, kom ek om, dan kom ek om. En dan gee sy daai geloofstap. Here, in U gee ek 'n tree vorentoe. Die Here roep ons baie keer tot so 'n geloofstap, want hy het my geplaas met 'n doel. Hy wil hê ek moet op 'n plek wees waar hy my wil hê. Om 'n verskil te maak vir ander mense, het God jou gekies. Hy het jou gekies. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Is nie maklik nie, julle. As jy daar by die werk is, ek weet, ek is in die koöperatiewe wêreld nie, vir my is dit maklik, maar vir jou wat dan in die koöperatiewe wêreld is, dat jy word belet dalk om oor Christus te praat, jy word belet dalk om sekere goeders te sê, jy mag nie oor godsdienst praat nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, daar is soveel reëls en regulasies, maar as 'n manier om die evangelie van Christus te verkondig, sonder om 'n woord te sê, want God het jou daar geplaas om 'n verskil te maak. Miskien in jou familie, miskien in jou gesin, miskien is daar iemand in jou gesin of in jou familie wat bereik moet word. Ons almal het iemand wat ons wil bereik. Ons het almal wil 'n invloed op mense hê. Maar die groot ding is ek bereid om my kruis op te neem en om te volg en te doen en die posisie wat hy my in geplaas het te gebruik. Want jy sien, Piram leer vir ons dat een red baie. Maar dis nie per toeval nie. Dis God sent. En so kan ek weer eens gaan. Ons grootste voorbeeld obviously is Jesus. Een red baie. 'n Beter voorbeeld as Christus nie. Een red baie. Moses. Een red baie. Deborah. En so kan ons aangaan. Filippense 2:15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte van die wêreld. Jy sien, hier staan dit. Julle, ons gaan in situasies land waar ons te midde van 'n krom en 'n verdraaide wêreld nog steeds ons lig moet skyn as kind van die Here. Is dit maklik? Nee. Gaan dit maklik wees? Nee. Is nie garanties dat dit maklik is nie. Maar ek moet ook besef dat ek is hier geplaas met 'n doel,
soos Ester. Ek is in my omstandighede, want God wil my gebruik. Romeine 5:19, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Obviously is dit verwysend na die kruis. Ek sluit af. Die vraag is, hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ek dit prakties elke dag doen? Nou, ek wil gou vir jou 1 Petrus 4 lees, en weer eens, ek wil hê, jy moet regtig 1 Petrus 4 op 'n stadium gaan vat, en sit hom by jou bedkassie, sit hom in jou oggendstilte tyd, jou aandstilte tyd, waar ook al jy stilte tyd hou, of wat ook al, of sit hom op 'n reminder, of kyk hom op jou app, en gaan lees net bietjie 1 Petrus 4, baie stadig deur, maar ek gaan net vir jou vers 7 tot 11 lees. Hoor ek gou hoe werk hierdie ding op mekaar. Hy sê, die einde van alles is naby. Stem julle saam? OK, sê die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid. So ten spyte van my foute, ten spyte van wat ek doen, moet ek selfbeheersing toepas, nugtere besluite neem, sodat ek met vrymoedigheid kan bid. Hoor gou hierso. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê. Want die liefde bedek baie sonde. Wanneer ek na ander mense kyk, en ek kyk met hulle oë van haat, 'n oë van hoogmoed, 'n oë van jy's sleg, of jy's nie goed genoeg nie, of wat ook al, gaan ek net hulle foute raak sien. Maar hoor wat sê die woord hier vir ons in 1 Petrus. Hy sê, wanneer ek na mense kyk, en ek kyk na hulle met liefde, ek kyk na hulle met onvoorwaardelike liefde, agape liefde, of as jy wil die Hebreëse woord ahava liefde, dan kyk ek anderster na mense, want dit bedek mense se foute. Ek kyk nie na jou in jou fout nie, ek kyk na jou in jou potensiaal. Is dit nie wat God met Ester gedoen het nie? Is dit nie wat God met Moses gedoen het nie? Is dit nie wat God met Rut gedoen het nie? Is dit nie wat God met Rahab gedoen het nie? Sien julle hoe touch ons julle reeks by mekaar vanoggend as ons hom afsluit? Hy sê wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. Hy sê as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet julle elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, ook die ander dien. So ek kry nie genadegawes om myself te dien nie, ek kry genadegawes by God om ander te dien. Om vir ander tot voordeel te wees. Kan ek nou weer eens, ek trek dit gou vir Ester in, ek trek gou vir Rahab in, ek trek gou vir Rut in, ek trek gou vir Jochebed in. As iemand 'n genadegawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Julle, hier's soveel in hierdie gedeelte. Ons kan letterlik 'n reeksie uithaal. Maar ek wil net hê jy moet dit net stadig gaan lees. Gaan kyk wat kan jy daar uithaal. En wat kan jy vir jouself sê? Ek wil jou net gou sê, ten slotte, dat maak nie saak in watter verhaal nie, daar's altyd 'n baddie. As jy nou gaan lees in Ester, gaan jy agterkom, hier's 'n ou met die naam van Haman. Haman is die baddie. OK. Haman word bitter maklik vergelyk met die selfvyand, met Satan. Want hy kom van die begin af in hoogmoed, en hy kyk neer op Mordegai, hy kyk neer op die Jode, hy beraam planne om die volk te verwoes. En weet jy wat gaan doen? Hy gaan bou 'n 22 meter hoë galg in die middel van die stad, op die plein, waar almal dit kan sien, gaan bou hy 'n 22, weet jy hoe hoog is 22 meter? 'n galg waarin Mordegai moet hang, sodat hy sy power kan wys dat hy in beheer is. Gaan dit maklik wees in jou lewe? Nee. Gaan daar Hamans in jou lewe wees? Of course gaan daar wees. En hulle kom met groot bravade en groot planne en bou 'n galg vir jou om jou te hang, want hulle dink hulle is in beheer.
En so, ek trek hom maklik deur na Satan toe. En ons weet wat het, as jy die verhaal gaan lees, gaan jy agterkom wat het toe met Haman gebeur. Hy het aan daai gal gehang. Die koning het 'n slapelose nag gehad, en omdat hy nie kan slaap nie, was dit toevallig kon die koning nie slaap nie, in aanhalingstekens. Toevallig. En toevallig vra hy, lees bietjie vir my van die geskiedenisboeke. En daar kom dit dat Mordegai het eintlik 'n hele staatsgreep teen die koning gekeer. En God werk agter die skerms. Hy sit mense in posisies. Julle, hierdie is nie toevallig nie, dit is deel van die hele Purim gedagte. God plaas jou in 'n tyd soos hierdie waar jy nou is. Laaste vers. Filippense 1 vers 6. There's never been the slightest doubt in my mind that the God who started this great work in you would keep at it and bring it to a flourishing finish on the very day Jesus Christ appears. Dis mooi in Engels, né? Ons almal ken hom in Afrikaans. Hy sê dat hy wat die goeie werk aan ons begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Maar hierdie sê dit vir my net heel anders daar. Ek vertrou en ek weet dat God 'n werk in jou begin het as sy kind. En dat hierdie werk gaan nooit eindig tot en met die dag wat Christus Jesus op die wolke gaan verskyn nie. Maar weet jy wat, hy gaan nie ophou werk in jou nie. En dit moet ek vat. Hy gaan nooit ophou werk met my nie. En ek word in plekke geplaas, want God wil my daar gebruik. Kan ons mekaar uitdaag vanoggend? En hier kom die uitdaging. Maak nie saak in watter posisie jy jouself vind in hierdie week nie. Sal jy in elke situasie wat jy beland, vir jouself net sê, dalk is ek nou hier, in hierdie posisie, omdat God my hier geplaas het. Dink jy dit gaan jou perspektief verander? Verseker. Dis net 'n different way of thinking. Here, net soos wat jy vir Esther op 'n spesifieke plek gesit het, en dit was nie lekker nie, en al hierdie stres wat sy moet deurgaan, het u daar perfek geposisioneer, sodat u plan kan bereik. En so kan ons deur al die karakters in die Bybel omtrent gaan, en ons kan hoeveel van hulle aanhaak hierby. Ons het dit nou al gedoen, ek gaan dit nie weer doen nie. Here, ek is geplaas in hierdie situasie, op hierdie plek, in hierdie kring, of in hierdie groep, of in hierdie werksomstandigheid, of in hierdie familie, of in hierdie gesin, of in hierdie ongunstige situasie, of wat ook al, want u het 'n plan daarmee, en ek berus daarby. Want God werk agter die skerms. En ek sien dit nie. Mag die Here vir jou genade gee. Mag jy hierdie week terugdink aan Esther. Ek gaan nie laat julle vir my jok in die kerk nie. OK. So moenie jou hand opsteek nou nie. Maar sê gou vir jouself. Myself, ek vat hierdie uitdaging. Ek gaan God soek in elke situasie. Here, is ek nie dalk hier, omdat u my hier gesit het, met 'n doel nie. Die tweede ding wat ek jou vra, moenie jou hand opsteek nie. Moenie commit nie. Ek wil jou nie help jok nie. Julle moet Esther gaan lees. OK. Julle moet. Dat jy die geheel beeld het. Ek wil jou nooi. Jy sit dalk vanoggend hierso, en jy's in een of ander situasie. En jy weet nie hoe om uit te kom nie. Ek weet hoe dit voel. Ek het na my ma toe gegaan in Oktober van my matriekjaar. Toe sê ek, pappa, mamma, het was 'n Sondag aand, laat, 10:00 die aand. My pa en my ma was in die bed gewees. Toe loop ek by die kamer, klop aan die deur. My pa sê, kom in, ek loop in. Ek sê, pappa, mamma, ek is in iets en ek weet nie hoe om uit te kom nie. En my pa kan sien sy moedsak in sy skoene, my ma se oë is groot. Hulle so, my ma wil net begin huil. Wat het jy nou weer aangevang? Waarin is jy wat jy nie kan uitkom nie? Ek sê matriek. Ek weet nie hoe om uit te kom nie. Ek is nou binne in hierdie standaard, maar ek weet nie hoe om uit te kom nie.
Okay, waar is jou boeke? Nee, ek weet nie. Okay, toe kom ons agter van my skrifte het ek April maand laas ingeskryf. Ek het nie handboeke nie, dit is weggeraak iewers. It is what it is. Maar ek moes daar uitkom. Maar die groot ding het begin toe ek erken ek het 'n probleem. Ek is 'n compulsive non-studier. Daar was baie belangriker dinge in die lewe as skoolwerk. So jy sit dalk vanoggend hierso en dit gaan nie oor my nie, dit gaan nou oor jou. Ek wil hê jy moet net gou met my assosieer. Ons almal was al in situasies, maar ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Ek het nie antwoorde nie. Doen wat Esther gedoen het. Roep 'n vas uit. Nie om God te manipuleer nie, om tyd te koop met God. Dis hoekom ons vas. Is om tyd te koop met die Here. Gee jou situasie vir God. Praat met hom daaroor. Vertrou hom vir die antwoord. Approach God. En hy sal sy scepter vir jou uitsteek. Hy sal jou aanvaar. Hy sal jou help. Hy wil jou help. En vertrou hom in jou situasie en sê, ek is dalk hier, omdat God my hier geplaas het en ek aanvaar dit. Want U is in beheer. Esther se storie is 'n mooi storie, maar het soveel diep lesse vir my en vir jou. So kom ons vat die challenge hierdie week. Here, ek is hier, omdat U my hier geplaas het vir oggend al. Ek moes hierdie woord hoor. Daarom is ek hier. Help my om hierdie woord uit te leef in die toekoms, sodat U naam verhoog en verheerlik mag word. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons. Amen.